naam was u moeg. En vir die van u wat net Sondagoggend gekom het en lui was Sondag aand en Maandag aand en Dinsdag aand. Ons is so jammer julle was lui, maar dankie dat julle vanaand hier is, jy weet dit. Sal die luiaards opstaan? Hy weet nie. Jy's een van hulle gewees. Ja. Maar baie welkom weer eens Pastoor Gerry, Pastoor Letty, Dunamis bediening. Baie dankie vir die voorreg om elke jaar saam met u te kan tyd spandeer rondom die woord van die Here. Dis werklik vir my 'n voorreg en is ook 'n voorreg om in hierdie bediening te kan insaai. Weet jy, en ek bedoel dit, moet nou nie groot kop kry nie asseblief. Asseblief hou jou kop sy normale size. Maar ek wil vir u eerlikwaar sê, ek bedien in so 40 gemeentes 'n jaar, partykeer meer, partykeer minder. En ek kan vir u vanaand met alle eerlikheid sê, daar is bitter min gemeentes waarby ek gaan bedien, waar die gemeente so meelewend is in die lofprysing soos wat julle is. En ek wil vir u sê dankie daarvoor. Nie vir my nie, maar dankie dat jy jouself so verlustig in die Here, dat jy nie daar sit met 'n mond vol tande nie. En as jy nie tande het nie, vol gums nie, jy weet. So baie dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg en as u geondersteun het op die tafel, wil ek vir u weer eens vanaand sê baie dankie. Aanvaar niks as vanselfsprekend nie. Alles met groot waardering. Julle was getrou aan die tradisie van Pinkstermense. Orals waar ek gaan, sorg hulle eers vir hulle liggame, Callie. Hulle koop eers die beskuit. Hulle los die preke. Nee, kyk, hulle gees is alright, jy weet dit. So ek wil vir jou regtig waarom David ek vir u gesê het, as jy dit regtig nie kan bekostig nie, dan kom sê jy vir my, wat een van hierdie CD's wil jy hê en ek gee hom vir jou, ek saai hom in jou lewe in. Maar moenie na my toe kom en sê, ek kan dit nie bekostig, en vir my oop oë lieg, terwyl jy weet, jy kan dit bekostig nie. Want soos Pastoor Gerry vir u reeds gesê het, dit help in hierdie bediening, en dan is daar ook 2 stokkies, as jy nou nie meer, as jy nou so gevorderd is, dat jy nou nie eers meer 'n CD-speler het nie, en op die een is die reeks van die herlewing van die woord, en dis tyd vir aksie, wat gaan oor geloof, en die ander een, die reeks ook oor die leesstoel en die persoon van die Heilige Gees. 4 preke oor die persoon van die Heilige Gees, as u dalk na die tyd wil kom en kom ondersteun. Nou wil ek vir u ongelukkig sê, die beskuit wat daar is reeds verkoop. Callie het al 3 pakke gevat, jy weet nie. Maar jy weet, julle pastoor, voor ek dit vir julle sê, ek het vanaand eerlikwaar een van die mooiste komplimente ontvang rondom daardie beskuit. My boetie hier voorkom na my toe, hy sê vir my, ek moet ongelukkig pynlik eerlik met jou wees. Hy sê, is baie teleurstellend daai beskuit. En ek kyk hom eers so aan, want nou is ek nie seker nie, jy weet. Ek dink toe wel, as dit nou teleurstellend was, jy weet, dan moet ek nou maar die geldjie teruggee, jy weet, maar voor ek by daai gedeelte kan kom, dat ek die geld moet teruggee, toe sê hy, daai beskuit se smaak hou nie so lank soos jou preke nie, jy weet dit. So dit was nou vir my een van die mooiste komplimente. Ek wil vir jou ook sê, jy kan nie lekker kos maak net met sout nie, of net met peper nie. Jy moet sout en peper hê, Callie. Dis hoekom hierdie gemeente nou goed gemeng is, sout en peper. Jy vat 'n bietjie lank, maar kom weer. Julle pastoor is maar 'n bietjie stadig, jy weet, hy's nou 'n bietjie vinniger, maar in 2005 reis hy saam met my in Amerika, en ons is daar by 'n gemeente, ek wil nie sê wat 'n staat dit is nie. In elk geval, maar hierdie pastoor praat so bietjie binne ons, en nou vat hy ons uit vir ete,
En dan vertel hy ons iets, dan begin hy te lag, dan begin ek te lag. Maar julle pastoor sit daar soos wat hy nou daar sit. En ons kom in die hotel, hy sê, Johan, ek wil jou iets vra. Ek sê, is reg. Hy sê, wat het hy ou gesê? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, maar jy lag dan. Ek sê, ek het gelag, want hy het gelag, so dit moes snaaks wees. So dit moes snaaks wees, dis hoekom ek gelag het. Maar baie dankie, maak die Bybels vanaand weer saam met my oop. By Matteus hoofstuk 28 vanaf vers 16. En staan saam met my uit respek vir die woord van die Here, dan lees ons. As jy nie kan staan nie, omdat jy nie gesond is in jou been nie, verstaan ek, maar andersins vra ek dat jy asseblief sal staan. Matteus 28 vers 16, die Here Jesus aan die woord. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen, wat beteken so is dit. En weer eens mis julle 'n goeie plek om baie opgewonde te raak. Vat 'n bietjie lank, jy sien ek het julle, maar ek verstaan, weet, julle volg net julle pastoor, ek verstaan, jy weet, ek kan nie sitplekke inneem asseblief. Ons teksvers is so Sondag aand en gisteraand vanaand weer. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En my boetie en sussie in die Here, sedert Sondag aand, die afgelope 2 dienste is ek besig om met u en met myself te praat oor 'n baie belangrike onderwerp, maar tog baie afwesig in die kerk. En dis die onderwerp van disippelskap. Nou kom ek verfris so 'n bietjie vanaand ons geheue. Ons het in die eerste boodskap Sondag aand oor disippelskap gesê, daar is ten minste, daar kan meer wees, onthou, maar daar is ten minste 3 karaktereienskappe waaraan 'n disipel van Jesus Christus uitgeken word. En daardie 3 karaktereienskappe is gehoorsaamheid, liefde en vrugbaarheid. In ons tweede boodskap oor disippelskap het ek vir u gesê, dat daar is ten minste 3 offers of pryse wat ons moet betaal om 'n disipel van Jesus Christus te wees. En daardie 3 offers of pryse is, ons moet ons self verloon, ons kruis opneem en hom daagliks volg. Ons moet afstand doen van dit wat vir ons belangrik is, en ons moet volhard in hierdie wedloop van geloof. Nou onthou, ons is besig om wat te doen? Om ons geheue te verfris. So kom ons gaan so 'n bietjie verder. Hoekom herhaal ek sekere goeters? Nie omdat ek jou pastoor volg nie, maar omdat herhaling openbaring bring, mense. Die woord disipel in Hebreëus is die woordjie lenoet. Die woord disipel in Grieks is mathetes. Die woord disipel in Latyns is discipulus, wat beteken leerling of volgeling. Die definisie van 'n disipel is 'n aanhanger, 'n volgeling, 'n imitator, 'n karikatuur van die leermeester. Maar kind van God, daar word nie net van 'n disipel van die Here Jesus Christus verwag
om ten minste 3 karaktereienskappe te openbaar nie. En daar word ook nie net van 'n disipel van Jesus Christus verwag om ten minste 3 offers of pryse te betaal nie. Maar daar word ook van 'n persoon wat 'n disipel van Jesus Christus wil wees, verwag om ten minste 3 verantwoordelikhede uit te leef. 3 responsibilities. As jy 'n disipel, ek praat van 'n ware disipel van Jesus Christus wil wees, moet jy weet, daar is ten minste, daar kan meer wees, maar daar is ten minste 3 verantwoordelikhede wat ek en jy moet aanvaar. Nou kyk, om verantwoordelikheid te aanvaar, veral in die dag en uur waarin ons leef, is 'n baie moeilike ding. Kyk, ons kan baie maklik the blame game speel. Kom nou. Ek het dit vir u Sondagoggend gesê. Ek het geleer in Pinkster en in die charismaties. En deelendeel, ek dink ons kan praat van die kerk in sy geheel. Het ek agtergekom, daar's mense wat baie lief is vir werk. Hulle kan vir ure sit en kyk hoe ander mense dit doen. Maar self doen hulle niks. Niemand wil enige verantwoordelikheid aanvaar nie. Maar as ek en jy 'n disipel van Jesus Christus wil wees, moet ons weet dat daar is ten minste, en ek herhaal dit, daar kan meer wees, maar ten minste 3 verantwoordelikhede wat jy as kind van God, wat 'n disipel van Jesus Christus wil word, gaan jy dit moet aanvaar. En die eerste verantwoordelikheid, is jy gereed vir dit? Amen. Jy vat al 10 jou vingers, en as jy nie 10 het nie, vat dit hoeveel jy het, en wys dit na jouself, sê hy praat van my. Nee, bedoel dit. Hy praat van my. Jy moet getuig. Jy moet getuig van Jesus Christus. Jy sien, daar word baie van die groot opdrag in Matteus 28 vers 19 gaan gepraat. Gaan dan heen. En van Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Maar terwyl ons baie van Matteus 28 vers 19 en Markus 16 vers 15 kan praat, word daar bitter min gedoen. Ek het vir julle gesê, ek bedien in gemiddeld so 40 gemeentes 'n jaar. En ek dank God vir sy genade en vir sy guns, dat ek vanaand vir u kan sê, dat ek gaan na 90% van daai gemeentes toe, soos met Dunamis gemeente, ek gaan elke jaar terug na hulle toe. Hier's die hartseer. Ek kan vanaand vir u sê, dat 85% van daai 90% krimp numeries elke jaar. En dit lyk vir my asof niemand daaroor bekommerd is nie. Ons praat van Matteus 28:19. Ons praat van Markus 16 vers 15. Maar daar word werklik bitter min omtrent dit gedoen. As jy vandag gaan kyk, en ek praat uit eerstehandse ervaring, daar is bitter min gemeentes vandag wat uitreikingsprogramme het. Inteendeel, as ek met die pastoor praat en sê, gee jy om so bietjie met my te gesels oor jou gemeentebegroting, dan kom jy agter, selfs binne in die gemeentebegroting word daar geen voorsiening gemaak vir enige tipe uitreiking nie, mense. Daar's bitter min gemeentes wat vandag enige evangelisasie doen. En as ek praat van gemeentes, dan praat ek nie van die 4 mure nie. Net vir ingeval julle dit nie geweet het nie, hierdie 4 mure kan nêrens heen gaan nie. Hierdie 4 mure het nie 'n stem om mee te praat nie. So as ek praat van die gemeentes, vat al 10 jou vingers of wat jy het en wys, as hy praat van my. Ons evangeliseer nie. Ek bedien in die dorpie in Neyhanta in die staat Georgia. En 'n pastoor Charles Flores deel met my
een van die mees skokkendste statistieke. En ek kan nie vir u presies sê hoe het hulle hierdie statistiek bepaal nie, maar die statistiek sê dat tussen 95 tot 98% van die mense van enige gemeente wat die Here Jesus Christus bely as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker. Nou wanneer kan ek die Here Jesus bely as my persoonlike verlosser en saligmaker? Wanneer ek my gelowig tot God bekeer het, deur die Here Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser, en ek wederbaar is deur die Heilige Gees, Roger. As dit nie in my lewe gebeur het, kan ek Jesus nie bely nie. Maar tussen 95 tot 98% van die mense in enige lokale gemeente wat die Here Jesus Christus bely as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, het nog nooit 'n siel na die Here toe gelei nie. Nog nooit. Nog nooit. 'n siel na die Here toe gelei nie. Nou kan u vanaand hier sit en sê, maar is dit nie die prediker se werk nie? Nou, ek kan onthou my vriend nou onlangs oorlede en hy deel, dis 'n hele rukkie terug wat hy dit met my gedeel, hy het op die kerkraad gedien en een van die kerkraadslede maak 'n voorstel en sê, ons moet vir die pastoor 'n prestasiebonus gee. Nou as jy my vriend geken het, sal jy verstaan sy uitgesprook. Hy sê, wat? 'n prestasiebonus. Hy sê, Boeta, hok hy so 'n bietjie, ons gee hom reeds 'n goeie salaris, ons gee hom reeds 'n 13de cheque en ons gee hom al hierdie voordele. Nou wil jy vir hom nog 'n prestasiebonus gee. Hy sê my net gou, waaraan meet jy sy prestasie? En hoor wat sê hy? Hy sê, as die pastoor die leë stoele in die kerk volmaak, ek stop hom net daar, ek sê, jy verstaan die kerk nie. Dis nie jou pastoor se verantwoordelikheid om die leë stoele vol te maak nie. Dis jou verantwoordelikheid om hierdie leë stoele in hierdie bediening wat genoem word dunamisbediening vol te maak deur nuwe bekeerlinge, en dit kan jy net doen deur uit te gaan en te gaan getuig van Jesus Christus. Hoor mooi wat sê, ek sê weer, ek weet nie, ek dink jou Samuel was so, Salomo was so wys nie, maar hy skryf vir ons in Spreuke 11 vers 30, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Jy sien, hulle het altyd vir ons gesê, wysheid kom saam met die, en wysheid kom saam met die grysheid. Nou waar gaan my broer wysheid kry? Hy het geen hare nie. Dis wat hulle almal vir ons gesê het, maar hier kom Salomo in sy wysheid en hy gooi daai hele teorie uit. Hy sê nee, kom ek jou vertel, hoe lyk 'n wyse mens? 'n wyse mens is iemand wat siele wen na die Here. Dis 'n wyse mens. Jy sien, ons, nou praat ek van my en my broer, ons het as familie, ons het in die kerk groot geword. Ons het onder die kerkbanke groot geword. Sondagskool, sondagoggend, sondagaand, woensdagaand bid. Al wanneer ek die sondagskool toe gegaan het of kerk toe gegaan het, as ek geslip het. Soos dat ek skool gebank het, so het ek sondagskool gebank, gaan kry ek aan die spruitweg en die kerk gebank. En as ons middagete geëet het by die huis, het ek altyd gehoop, Here, moenie laat my pa vra waar het die dominee gelees nie. Maar my pa was op die kerkraad. My boetie was een van, as hy nie die jongste diaken in die kerk was nie. Hulle was op die kerkraad. Ek kan onthou my broer Leon. Ons het hom altyd genoem ou Langman. Is op die kerkraad. En God praat met hom terwyl hy op sy bed sit. Sy vrou, Marie, het my daai tyd vertel, sy sê, toe hy hier in die gang afkom, en hy huil, sy sê, dit klink, is iets verskriklik, en sy sê, wat's fout? En hy sê, God het met my gepraat,
En sy vra van, wat het God vir jou gesê? Hy sê, God het vir my gesê, Leon, jy's nie wedergebore nie. Jy's net 'n godsdienstige mens. Maar hy's op die kerkraad. Ons het in die kerk groot geword, mense. En dan was baie vir my vertel as 'n kind, as daai kerkklok lui, dan sê die kerkklok, Sondaars kom kerk toe. Sondaars kom kerk toe. Maar weet jy wat, dit is eers baie jare daarna, nadat ek my hart en my lewe vir die Here gegee het. Hoe? Deur my gelowig tot God te bekeer, deur Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker, en wederbaar te word deur die Heilige Gees. Dis eers toe dat ek agterkom, maar hulle al die tyd vir my gelieg. Daai kerkklok het nooit gesê, Sondaars kom kerk toe nie. Weet jy hoekom nie? Want nêrens in hierdie Bybel word daar ooit vir 'n sondaar gesê om kerk toe te kom nie. Maar ek kan vir jou baie skrifgedeeltes gee wat vir die kerk sê, gaan na die sondaars toe. Mense, dit is wonderlik om so saam te kom soos wat ons van Sondagoggend af saamgekom het. En om onsself so te verlustig en om onsself so te verheug in die Here. Dis wonderlik en dis reg, dit moet so wees. Maar ek wil vir jou vanaand sê, moenie tevrede wees met hierdie wete dat jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Maar jy kan nie getuig, daar's iemand anders se naam wat daar geskryf is, omdat jy nie getuig het nie. Jy sien, nêrens sê dit vir ons, dat 'n sondaar moet kerk toe kom nie. Maar die kerk, hulle wie die Here Jesus bely, die skrif is duidelik, Matteus 28:19, Markus 16:15, en hoeveel ander, dat ons moet na die wêreld toe gaan, na die sondaar toe gaan, en ons moet teenoor hulle gaan getuig, nie van ons pastoorspaar nie, nie van die kerk nie. Daar's niks meer fout om trots te wees op jou pastoorspaar en op die gemeente waarby jy aanbid nie. Maar as jy meer praat van jou pastoor en sy vrou, of van die gemeente waar jy aanbid, as wat jy van Jesus Christus praat, is daar fout in jou en my getuienis. Ons moet vir hulle gaan vertel van die reddende genade van God, wat nog steeds beskikbaar is vir hulle, deur Jesus Christus. Ek het baie jare terug, toe woon ek 'n sendingkonferensie by op Richards Bay. Pastoor Dani Vermeulen was die pastoor. En in die saal het hulle groot banier gehad. En op daai banier was 'n vraag gewees. En daai vraag het doeteenvoudig gelei: as jy nie gaan nie, wie sal? As jy nie gaan getuig nie, wie sal? As ek nie gaan getuig nie, wie sal? En weet jy, die woorde van daardie banier het in my hart in vasgebrand en my hart so vasgegryp, net soos my oorlede pa se woorde, tot die dag toe hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het. Ek was my pa se buurman vir 5 jaar, arme ek. En wanneer ek by my pa aan huis gekom het, of wanneer my pa by my aan huis gekom het, ek het nie altyd met die grootste wysheid opgetree nie, maar ek het altyd seker gemaak, jy gaan die evangelie hoor. En dan het my pa altyd vir my gesê, Johan of seun, ek is bly dat jy jou hart en jou lewe vir God gegee het, maar mag God gee dat jy nooit eendag in die hemel sal kom en die woorde van hierdie liedjie moet hoor nie. En ons almal wat vanaand hier sit, if you do not know the song, jy must be an alien. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. En my pa het dit elke keer vir my gesê, tot die dag toe hy sy hart en sy lewe vir God gegee het. En ek kan onthou, ek het 'n wit Colt Galant 1.6 GLX gery.
en ek ry so in my yard in, en my pa staan daar by sy wasgoeddraad, en toe ek uitklim, toe roep hy my oor, en hy sê, seun, ek wil jou iets vertel. Ek sê, wat pa? Hy sê, ek wil hê jy moet weet, ek het my hart en my lewe vir God gegee, deur Jesus Christus aan te neem, as my persoonlike verlosser en saligmaker. En van daai dag af, het my pa nooit weer hierdie woorde vir my voorgehou nie. Maar ek onthou dit soos asof dit gister was. Ons moet getuig. As jy 'n disipel van Jesus Christus wil wees, moet jy daai verantwoordelikheid aanvaar. Ek en jy moet getuig. Jy sien, daar's 'n ou Pinksterliedjie, en baie gemeentes sing dit vandag nog, want dit is net so van krag soos wat dit gister was en gister was. En daai ou koortjie sê, gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel nou die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan getuig. Jy sien, dit is belangrik vir elke een wat die reddende genade van God gesmaak het om te gaan vertel. Ek wil jy moet baie mooi na die woorde van Paulus luister in 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 20. Ek wil gou jou Bybel daar oopmaak. 1 Korintiërs hoofstuk 9 vanaf vers 19 tot 22. Sê amen as jy daar is. Moenie sê amen as jy nie daar is nie, want dan lieg jy. Hoor mooi wat sê Paulus. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Met ander woorde, om met soveel van hulle as moontlik verhouding te hê. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus. Om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. Sommige. Luister mooi wat Paulus vir ons in vers 19 en 22 sê. Om soveel as moontlik te win. Met ander woorde, om met soveel as moontlik van hulle verhouding te kan hê, om in alle gevalle, nie almal te red nie, maar om in alle gevalle sommige te red. Ek en jy moet vanaand verstaan, en moenie laat dit jou ontmoedig nie. Nie almal teenoor wie ek en jy getuig, gaan ons getuienis aanvaar en tot inkeer kom nie. Dis 'n harde werklikheid. Dis hoekom ek jou voor die tyd waarsku, as jy nog nie getuig het nie, en die eerste keer iemand kom en jou afjak, moenie ontmoedig. Don't you become discouraged, because it's not everyone who is going to receive your and my testimony. Daar gaan altyd mense wees wat hulle harte gaan verhard teenoor die evangelie van Jesus Christus. Maak jou maar klaar vir dit, mense. Daar's altyd mense, daar gaan altyd mense wees wat jou getuienis gaan verwerp. Maar dit mag jou nie keer as jou hartsbegeerte is om disipel te wees. Dit mag jou nie keer, dit mag jou nie ontmoedig om te getuig van die reddende genade van God, van Jesus Christus nie, mense. In Johannes 4 vers 1 tot 42 lees ons die verhaal van die Samaritaanse vrou. En dit wat met haar gebeur het daar by die put van Jakob, wat gelei het tot die herlewing van 'n hele dorp of 'n hele stad, die stad Sigar. En luister mooi wat sê hierdie mense, met ander woorde die inwoners van die stad omtrent hierdie vrou. Johannes 4 vers 39. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo, met ander woorde hulle tot geloof gekom oor die woord wat die vrou getuig het.
Al wat hierdie vrou gedoen het. I mean, she went about doing her business just like every other day. Oggend opgestaan, dan na die put toe gegaan om te gaan water skep, soos wat sy elke ander dag gedoen het. Ek glo nie sy het in haar wildste drome gedink. Vandag gaan haar lewe radikaal verander nie. But she had a life-changing encounter with Jesus. Hy sê, gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie een nie. Hy sê, dis reg, jy het die waarheid gepraat. Jy het 5 gehad, die een saam met wie jy nou is nie jou man nie. Sy gaan terug en sy gaan sê vir hulle, kom sien 'n man. Jy sien, sy getuig nie oor enigiets anders nie. Kom sien 'n man. Dis hy wat my lewe verander het. Kom sien 'n man, dis hoekom die Bybel sê, hulle het tot geloof gekom oor wat sy getuig het, mense. Oor wat sy getuig het. En daarom is dit so belangrik, dat ek en jy sal getuig, dat ons sal vertel van Jesus Christus. Ek het baie in Suid-Afrika gestap met 'n kruis, met 'n banier op my rug, wat sê, God gee om. En, ek was nog in die gemeente in Empangeni en daar was 'n artikel van my geskryf in die Volle Evangelie Kerk se boekie wat hulle genoem het die Pinkster Boodskapper en Radio Kansel het hierdie ding gelees en hulle bel my die Sondagoggend en hulle sê ons wil graag met jou 'n onderhoud voer oor die radio en hulle sê vir my wat se vrae hulle my gaan vra. Ek sê is reg. Hulle bel my, ons het die onderhoud en hulle vra my, toe sal jy omgee om jou telefoonnommer te los as iemand jou dalk wil bel. Ek sê, nee, is reg. Doen dit toe. Na diens kom ek terug, stap in my studeerkamer en hy antwoord miskien so rooi liggie. Ek weet nie, as ek kan nie onthou hoeveel mense, nou werk ek so deur die boodskap en ewe skielik slaan hierdie een my. En ek besluit ek gaan hierdie persoon terugbel. En ek bel hierdie vrou terug. Op daai stadium is sy seker so 80 jaar oud. Sy sê, pastoor, ek wil my getuienis met jou deel. Sy sê, dis redelik lank, laat ek jou terugbel. Ek sê, nee, praat maar. Ek kan nie onthou, wat was haar ouderdom, toe sy tot geloof in God gekom het, deur Jesus Christus aan te neem. Sy sê, maar vandat ek my hart en my lewe vir God gegee het, was ek altyd betrokke in die gemeente, en buitekant die gemeente. Met ander woorde, wat sê sy? Ek het nie net 'n stoel kom warm sit nie. Ek het nie myself in 'n gemaksone kom vind nie. I was somebody that they could rely on and they could count on me inside. Maar ek het ook getuig buitekant, toe sy in 'n motorongeluk. En daai motorongeluk los haar gedeeltelik gestremd. En sy begin daar gestremdheid gebruik as 'n verskoning, hoekom sy nie meer kon doen wat sy doen nie. Maar hier binnekant in haar gees, in haar hart, is daar 'n vuur wat brand. En sy sê eendag uit frustrasie uit, roep sy tot God, sy sê, God, ek kan nie net sit en niks doen nie. Maar Here, U sien my liggaamlike toestand. Ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie, maar Here, ek weet net, ek moet iets doen. En God vra vir haar, kan jy skryf? Sy sê ja. God vra vir haar, sal jy 'n liefdesbrief namens my skryf? Sy sê, ek sal dit doen, Here, maar waar's my sendingveld? Hy sê, die 9 huise in dieselfde straat as wat jy bly. Jy sien jou bure elke Sondag aantrek, en jy dink omdat jy hulle sien aantrek en daar ry hulle kerk, jy aanvaar hulle is wedergebore. Maar het jy al gehoor dat hulle die Here Jesus bely? En sy begin, skryf die brief, maak 9 fotostate, sit dit in koeverte, betaal die seels en pos dit na die 9 huise toe. Op 'n dag kom 'n bestuurder van Spar by haar, hy het iets by haar bestel, terwyl sy gaan om dit te gaan haal, staan hy hier by haar eetkamertafel en hier lê hierdie brief, en hy lees deur die brief. Toe sy terugkom, toe vra hy vir haar, is u die skrywer van hierdie brief? Sy sê ja, sy vertel hom alles wat ek julle nou vertel het.
Sy sê, maar weet jy, ek wil so graag meer doen, maar ek kan dit nie bekostig nie. Hy sê, hoeveel wil Tannie meer doen? Sy sê, man, ek sal graag 150 'n maand wil. Hy sê, ek sê vir Tannie, wat? Sal Tannie vir die fotostate betaal van die 9? Dan sit Tannie dit in die koevert en jy betaal dit vir die seels, en dan sal ek betaal vir die 141 fotostate. So sy gaan poskantoor toe, dan gooi sy die 9 in die posbus, maak nie saak, ou Roger, of dit reën, of dit warm is, maak nie saak wat dit is nie. Sy kry iemand om haar te ry met haar gebroke liggaam. Dan gaan staan sy voor hy poskantoor. Dan gee sy die 141 met haar hand uit. Hier kom die posmeester. Hy sê, Tannie, skryf Tannie hierdie briewe? Sy sê, ja. Sy vertel hom alles wat ek julle nou vertel. Hy sê, ek sê vir Tannie, wat? Betaal Tannie vir die 9. Dan bring Tannie die 141 vir my. Dan sit ek hulle vir niets vir Tannie in die posbusse. Nou weet, ek het nooit geweet, rekenaars weet watter dae is dit nie. Het jy al agtergekom op 'n maandag, as jy iewers bel, of as jy, dan sê hulle vir jou, verskoon, is maandag, die rekenaar is stadig. Hoe weet daai rekenaar is maandag? Sy sê, hier staan sy in die poskantoor, en 'n maandag, en die rekenaar is stadig, en hier staan 'n jong man voor haar. Die volgende oomblik draai die jong man om, en sy sien, maar hier is 'n papier in sy sak. En hy begin so 'n bietjie met haar te praat, en die volgende oomblik haal hy hierdie ding. Hy vra, Tannie, het Tannie ooit een van hierdie briewe gekry? Nou kyk, dit is baie moeilik vir 'n vrou om stil te bly. Sy sê, maar sy besef al baie oomblik, nou moet sy moet beheer neem van haar vroulike hormone en stil bly. En daai jong man vertel vir haar, in wat se gemors was sy lewe. En hy was op pad na 'n ewige verderf toe. Maar toe kry hy hierdie brief. En in die inhoud van hierdie brief, wat deurdrenk was met die woord, want omdat geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. En terwyl hy hierdie ding lees, kom die Gees van God en oortuig hom, en hy kom tot geloof in God, deur Jesus Christus aan te neem as sy persoonlike verlosser en saligmaker. Hy word wederbaar deur die Heilige Gees. Hy sê, en Tannie, nou se op pad hemel toe. Who knows? Miskien was hy die enigste een. Maar dit het haar gekwalifiseer as 'n disipel van Jesus Christus. Want sy het getuig. Sy het getuig. Sy het getuig. Sy het getuig. Ek wil nie onnodig tyd opneem en net na COVID. Toe besluit ek, toe hulle ons oopmaak vir so kort rukkie, ek gaan in Bloemfontein stap met die kruis. Nou, dit is moeilik vir iemand om jou nie raak te sien nie, maar ek vra vir God, asseblief, ek wil nie hê die aandag moet op my wees nie. Ek wil die boodskap van die kruis deurgee. En as jy ooit in Bloemfontein kom, daar's 'n straat met die naam van Curieland. Nou stap ek bly aan die ander kant van die stad, en ek stap, en hier bid ek vir iemand, en daar vertel ek vir iemand, en toe ek so Curieland opgaan, trek hier 'n kar langs my in, en 'n jong vrou en 'n jong man, sy spring uit. Trane loop oor, sy sê, toe ek jou sien, toe sê ek vir my man, ons moet met hy man praat. Ek sê vir hulle, ek wil hê julle moet weet, ek doen dit vir geen aan. Hulle dog ek doen dit om geld in te samel. Ek sê nee. Ek wil net hê jy moet weet dat God gee vir jou om. Terwyl ek nog met hulle praat, hier straaf stop 'n ander kant. Kyk, hy antikappe skuif nie, jy kan 'n stoomengine op hom rook. Doen jy dit om geld in te samel? Nee. Ek doen dit sodat jy net kan verstaan. Jy is kosbaar vir God. En dis wat God vir jou gedoen het. Op die einde van die dag te vra hulle vir my, maar kan ons nie net vir jou 'n donasie gee nie? Op daai stadium het ek vir so 7 maande geen inkomste nie. Ek sê, solank julle my toestemming gee dat ek hierdie geld kan gebruik om vir iemand anders kos te koop. Ek stap daar weg, seker so 100 meter verder, hou iemand 'n R100 noot uit die venster, ek sê, koop vir jou water. Hulle het nie geweet ek het geld in my sak nie. Ek koop toe vir my water, kom uit op die highway. Terwyl ek so op die highway stop, mense aan die ander kant van die pad. Hulle kom na die middelman. Ons wil net weet, as jy, are you Jesus Christ? Ek sê, no. But I want you to know I'm a disciple of Jesus Christ.
And he is greatly concerned over you. En terwyl ek so met hulle praat, kom daar 'n karry van voor af. Nou is ek alleen op my eie, ek het geen beskerming nie. En ek weet nie wat is hierdie mense se motief nie. Nou stop ek. Ek wil hulle kans gee om te stop met hulle voertuig, want hulle is hier op die geelstreep en hulle stop. En 'n man en 'n vrou klim uit met 'n sakkie. En hulle kom na my toe aangestap. Hulle sê, toe ons jou in die stad gesien het, toe sê ek vir my man, ons moet vir daai man gaan water koop. Hy sê, toe is jy weg. En ek weet nie hoe het hulle geweet ek is op die highway nie. En jou sê vir my sy naam. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek gaan nie vir jou sê wat is my naam nie, want dit gaan nie oor my nie. Maar ek wil hê jy moet weet, God gee om. En trane begin oor hy ou se wange loop. Omdat iemand bereid is vir hom te getuig, om vir hom te vertel, gaan nie oor Johan Brouwer nie, gaan nie oor Gerry Brouwer nie, gaan nie oor wie nie, dit gaan oor Jesus Christus. En ek kom in die stad in, en ek is seker so 2 kilometer van die huis af. Ek kan nie vir sê hoeveel kilometer, en nou het ek blaas onder my voete. En ek besef, ek gaan dit nie maak tot by die huis nie stop 'n ou met sy bakkie. Ek klop, ek sê, meneer, asseblief, ek sit met blaas onder my voete, ek kan nie ver, sal jy my nie 'n geleentheid gee huis toe nie. En toe ek inklim by sy bakkie, toe staan daar so 'n groot boks op die sitplek. It full of canisters, blikkies van sigaretgas. En daai ou sit, en hy pop die een gas na die ander een. En ek sê vir hom, as jy God net 'n kans sal gee. As jy God net 'n kans, hy sê, ek kom nou uit Noupoort, uit julle baie van Noupoort se rehabilitasiesentrum gelees. Hy sê, dis die verskriklikste plek om te gaan. Maar Noupoort kon hom nie help nie. Ek sê, as jy net God 'n kans sal gee. Mense, daar's iemand daar buitekant wat vanaand moet hoor van die reddende genade van Jesus Christus, maar as jy nie getuig nie, hoe gaan hulle hoor? Hoe gaan hulle hoor? Gaan 'n stelling maak en dan gaan jy nie met my saamstem nie. Maar ongelukkig is dit so dat, jy sien, ek wil weer vir jou lees, ek gaan 'n stelling maak en dan gaan jy nie met my, ons is nie 'n disipel van Jesus Christus as gevolg van dit wat ons gee of doen nie, maar ons is 'n disipel van Jesus Christus deur dit wat ons aan ander kommunikeer oor Jesus Christus. As baie mense wat getuig, maar die vraag is, waaroor getuig hulle? Getuig hulle oor Jesus? Jy sien, ons getuig van hom op een van 2 primêre maniere. Ons getuig deur ons lewens. Onthou, ek dink ek het dit al 2 keer gesê, gaan dit 'n 3de keer sê in hierdie diensreeks. Iemand op Facebook gesit, as iemand met jou ontmoet, moet hulle kan sê ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. So ons getuig oor ons lewens, ons handel en ons wandel, maar ons getuig ook deur ons lippe. Die een sonder die ander is onvoldoende. Iemand sit op Facebook en sê, getuig van Jesus Christus en indien dit nodig is, gebruik woorde. Gebruik woorde. 1 Korintiërs 9:27, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees. Wat maak Paulus? Paulus sê, ek dissiplineer. Daar's niemand van ons wat volmaak is nie, mense. As ons volmaak was, het ons nie God se genade nodig gehad nie. Maar ons onvolmaaktheid is nie 'n verskoning vir sonde nie. Ons kan nie maar net leef soos wat ons wil nie. En Paulus sê, ek dissiplineer my liggaam. Hoekom? Want hy het geweet, 24/7, 365 days a year, jy kan jou maar klaar maak. Iemand se oë is op jou en hulle ore luister. As ons 'n disipel van Jesus Christus wil wees, moet ons getuig. Maar om te getuig is nie die enigste verantwoordelikheid wat ons het om 'n disipel van Jesus Christus te wees nie. 'n Disipel van Jesus Christus moet ander lei tot geestelike volwassenheid. My broer en suster, wat in die natuurlike van toepassing is op 'n baba, is ook in die geestelike van toepassing op 'n baba. As 'n baba nie in die natuurlike versorg word nie, wat gebeur met die baba? Gaan dood. As 'n geestelike baba nie versorg word nie, wat gaan gebeur? Hulle gaan dood, met ander woorde, hulle gaan terug na hulle ou lewe toe. En in my jare van bediening het ek met baie predikers te doen gehad. En ek het nog steeds. Dan sit hulle met my, dan sê hulle vir my, maar ek kan nie aan my nuwe bekeerlinge vashou nie.
Ek sê, wat het jy in plek vir hulle? Niks. Ek sê, hoe verwag jy man hulle? Ek het 1 jaar 'n paaskonferensie gedoen en God gee my guns in daai paaskonferensie en 20 mense maak 'n besluit vir die Here. En ek sit met die pastoor en ons praat so en ek sê vir hom, weet jy waaroor is ek bekommer? Ek is bekommerd oor die 20. Hy kyk my so, hy sê hoekom? Ek sê, wat gaan nou van hulle word? Wat gaan nou van hulle word? Maar jy moet verstaan, as hulle hier tot bekering kom, is hulle julle pastoor se verantwoordelikheid, maar as hulle daar buitekant tot bekering kom, is hulle jou verantwoordelikheid. En hulle moet meer daar buite tot bekering kom, as wat hulle hier binne tot bekering kom. Jy sien, daar is net 3 vlakke van geestelike groei, wat vir ons mooi beskryf word in die sendbrief van Johannes, in 1 Johannes 2 vers 12 tot 17, kinders, jongmanne en vaders. Baba word nie gereken as 'n vlak van geestelike groei nie, want dis waar lewe begin. Dis waar lewe begin, mense. Wat maak ons met hulle, wat ons getuienis aangaande Jesus Christus aanneem? As jy vir iemand getuig, en daardie persoon neem jou getuienis aan, en daardie persoon bekeer hom tot God, wat maak jy met hom? Bring hom na jou pastoor toe. Los ons hulle maar net. En dis die hartseer ding, die meeste van die tyd, los ons hulle maar net. En dan kan ons nie verstaan, hoekom hulle soos Demas weer lief word vir die teenswoordige wêreld nie. Ek was op Ladysmith, ek het vir die spoorweg gewerk, en die Here, my toesighouer kom na my toe sê, Johan, hierdie man, het in 'n kwessie van 13 maande, sy pa, sy ma, op daai stadium sy enigste kind, aan die dood afgestaan. Hy het 2 swart mense met die trein doodgery en 'n wit ou se bene afgery, Karel Lots. En hulle sê, ons glo geen persoon kan soveel trauma verduur in 13 maande en nog normaal dink nie. Sal jy saam met hom werk vir 'n maand? As jy sê nee, moet ons hom onthef van drywerspligte, ek sê ek sal saam met hom werk. God gee my guns. Hierdie man en sy vrou neem my getuienis aan. Oujaarsaand gaan ek saam met hulle na hulle kerk toe. Na die diens vat ek hulle by die hand na hulle prediker toe. En ek stel hulle aan hulle prediker voor en ek vertel hulle prediker, hierdie man en vrou het hulle gelowig tot God bekeer deur Jesus Christus aan te versorg hulle asseblief. Nou as jy enigiets is soos ek hou mense se lewens dop. Ek soek die vrug wat by die bekering pas en ek sien hierdie ou se voete gly. En ek gaan sit weer met hom en sy vrou. En aan die einde van die gesprek sê ek vir hom en vir haar, kom ons, nie julle nie, kom ons. Gee weer ons hart en ons doen dit. Ek het so groen Jumbo Golf gery en ek klim in my kar en toe ek so weggery sê ek vir die, ek sê Here, gee asseblief dat hulle kerk vir hulle sal omsien. En weet wat sê God vir my? As jy nie na hulle gaan omsien nie, gaan hulle nie na hulle omsien nie, want hulle is nie hulle babas nie, hulle is jou babas. En ek kom by die huis en ek bel hom, en ek sê vir hom wat God vir my gesê het, en ek vra vir hom, sal jy en jou vrou my 1 dag 'n week in julle lewe gee? En daai staan was my pastoor was pastoor Gerry en sy vrou was my pastoorspaar, en dis die laaste mense wat ek gedoop het in Ladysmith, voor ek weg is in Pangeni. Hoeveel mense het jy gedoop? Met hoeveel mense is jy besig wat geestelik, wat jou getuienis aangeneem het? Ek is vanaand met u eerlik, so eerlik as wat ek kan wees, so eerlik as wat my boetie hier was. Ek is bekommerd oor wat word van die nuwe bekeerlinge. Wat word van die nuwe bekeerlinge? Kom ons blaai gou saam met my dan na Hebreërs 12 toe asseblief. Hebreërs 5 toe. Ek gaan 'n bietjie probeer vinniger gaan. Ek weet ek praat lank, maar hierdie goeders is vir my so belangrik. Hebreërs hoofstuk 5. Kom ons lees af van vers 12 af. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees,
Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Ekskuus. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werk en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oord. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Hoeveel mense sit vandag en hulle is nog steeds op melk? 10 vir jare was nog steeds op melk. Ek kan onthou toe ek in die Pinksterbeweging ingekom het. In die oggend was dit aanbiddingsdiens, vanaand is dit evangelisasiediens. Elke Sondag kom die mense oor en oor tot bekering. Elke Sondag. Verlede Sondag tot bekering gekom, vanaand kom hy weer tot bekering. Volgende Sondag kom hy weer tot bekering. Want daai prediker preek, al wat hy preek sonde. So as ek iets verkeerd gedoen het hierdie week, volgende Sondag kom ek weer tot bekering. Omdat mense nie wedergeboorte verstaan nie. Wedergeboorte beteken nie sondelose volmaaktheid nie, mense. Maar daar is vandag nog sulke mense. Jy vra, hoekom kom hulle oor en oor tot bekering? Die antwoord is voor die hand liggend. Niemand help hulle en niemand versorg hulle nie. Niemand help hulle om geestelik te groei nie. Kolossense 1:28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, met ander woorde volwasse. En daar's 5 maniere hoe jy dit doen. Ek gaan vinnig deur dit. 1, wees 'n voorbeeld van hoe 'n volwasse Christen lyk. As jy kort 'n vloermoer gooi, nou ek weet julle gooi nie vloermoere hier in die Parel nie, daar ons in Bloemfontein. Jou stert in 'n krul trek vir enigiets, dan bly jy sommer uit die kerk uit. Jy volwasse? Nee. Action speak louder than words. Tweede een, skep geleentheid vir indiensopleiding. Met ander woorde, wys hulle hoe dit gedoen word en gee hulle die geleentheid om dit te doen en hê genade met hulle as hulle foute maak. Derde een, deur lering en openbaring en toerusting te gee. Julle pastoor en sy vrou doen dit onophoudelik. 4, evalueer die persoon. Dis hoekom ek mense dophou, Leslie. Ek wil kyk, groei hierdie persoon of groei hulle nie? As hulle nie groei nie, moet daar 'n rede wees hoekom hulle nie groei. Die 5de ene, konfronteer mense op 'n eerlike manier en 'n liefde oor die probleme wat hulle mag ondervind met disippelskap. Laaste, maar beslis nie die minste nie, is daar 'n derde verantwoordelikheid as jy 'n disipel wil wees. En dit is om disippels te maak. Matteus 28:19, gaan is 'n werkwoord. Dan heen, maak is 'n werkwoord, disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die ander kant van die muntstuk wat nagelaat word, is die opdrag, baie duidelik, Markus 16:15, gaan vertel, en Matteus, nou vir die van u wat nie weet nie, Markus is 'n ouer evangelie as Matteus. Alhoewel Matteus die eerste boek in die Nuwe Testament is Markus ouer. So Markus was eerste geskryf. So voordat jy Matteus 28:19 lees, moet jy Markus 16 lees. Wat vir ons sê, gaan vertel. En wat maak ons dan, wanneer ons gaan vertel het, en hulle wie tot geloof kom, nou kom Matteus 28, nou maak ek van hulle disippels. Disippelskap is vermenigvuldiging en duplisering, mense. Dis presies wat dit is. Een wat van ons verwag om disippels te maak, Jesus Christus, dis hy wat vir ons dit gesê het. Dis nie Johan nie.
Jesus as die seun van die mens was 'n disipel van die Vader. Johannes 5:19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Johannes 8:28. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat die Vader my geleer het. Jy sien, Jesus se lewe as die seun van die mens, maar ook as die seun van God, was gekenmerk aan baie dinge waarin hy die wil van die Vader gedoen het. Sy prediking was die wil van die Vader. Die wonders en tekens en genesings en bevryding en al hierdie goeders was die wil van die Vader. Waar Jesus gegaan het, was daar kragmanifestasie. Maar wat het hy gedoen in die hele proses in die 12 wat saam met hom was? Hy het hom gedupliseer in hulle. Hy het hom gedupliseer in hulle. Kan ek jou vanaand vra, in wie dupliseer jy jouself? Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus. Hy skryf aan die Filippense 3 vers 17, wees ook my navolgers broeders en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Later skryf hy aan die Tessalonisense 1 Tessalonisense 6 vers 7 en 8, en julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achië. Wat doen Paulus? Hy getuig van Jesus Christus. Hy dupliseer homself. Jy sien, baie van ons dink dat wanneer ons getuig het van Jesus Christus en daardie persoon of persone ons getuienis aangeneem, we think we've done our job. Nee, dis wanneer dit eers begin. Nou moet ek daai persoon vat en ek moet hom help na geestelike volwaardigheid. En in die proses moet ek hom leer hoe om 'n disipel te wees. So ek moet hom saam met my vat, Callie. Ek moet hom saam met my vat. Nou gaan ek getuig. Nou hoor hy hoe ek getuig. Nou gaan ek vir iemand bid. Nou hoor hy hoe bedien ek genees. Want jy bid mos nie vir mense om gesond te word nie, soos die Bybel sê nie. Jy maak hom gesond. Nee, okay. Nou sien hy hoe jy dit doen, al daai tipe dinge. Nou gaan jy die volgende keer, nou sê jy vir hom, okay, nou is dit jou beurt. Nou luister jy, okay, hy weet mos nou jy is daar. So as hy 'n fout maak, is jy daar om hom te help. Hallo, dankie Callie. Dis hoe jy duplisering van disippels. Hoor wat sê Paulus van Timoteus, 2 Timoteus 2 vers 1 en 2. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuienis, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Jy sien, dit gaan nie net daaroor dat ons getuig en mense na die Here toe lei nie. Dit gaan daaroor dat ons mense disippels maak. Onthou ek het vir u gesê, daar's 'n verskil tussen kind wees van God, disipel en Christen. Kom ek jou gou verduidelik, want ek het die derde ene nog nie verduidelik. Woordjie Christen kom net 3 keer in die Bybel voor. 2 keer in die boek Handelinge en 1 keer in die boek Petrus. En jy kan maar gaan kyk, die eerste keer wanneer jy hom kry in Handelinge, is Handelinge 11 vers 26, daar was die disippels vir die eerste keer Christene genoem. Hulle het nie gesê as Christene nie. Nou word 'n kind van God, hoe? Deur my gelowig tot God bekeer, Jesus Christus aanneem, wederbaar, nou is 'n kind van God. My naam is opgeskryf in die boek van die lewe, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe. Maar ek is nog nie 'n disipel van hier, dis 'n besluit wat ek maak. Nou besluit ek gaan 'n disipel van hier, ek gaan hom volg. En in die proses van disipelskap, I get changed from glory to glory into the image of Jesus Christ. En nou wanneer mense na my kyk, dan sê mense, daar is 'n Christen. Die woordjie Christen in die Grieks is die woordjie Christianos, which means to be Christ-like. Toe jy kind van God geword het, was jy nog nie Christ-like nie. Kan jy onthou toe jy gebore is? Nee, jy kan nie onthou wat daar gesê was nie, maar ek sê vir jou, daar het mense langs jou kot gesê, ja, hy het sy pa se oë. Hy het sy ma se neus. Jy het dit nie gehoor nie?
Maar hulle het dit gesien, daar sekere karaktereienskappe, maar en nou word jy groter. En nou trou jy. Maar intussen net jou vrou, jou pa en jou ma, jy's net soos jou ma. Wie sê vir ons daar buitekant, jy's net soos Jesus? Ek wil afsluit. Ek weet ek was 'n bietjie langer, ek het van die goeders uitgelos, maar daai 3 verantwoording, jy moet getuig. Hulle wat jou getuienis aanneem, jy moet hulle help na geestelike volwassenheid. Dis hoekom jou pastoor jou toerus. Jy kan nie sê ek het nie geweet hoe nie. Hy rus jou toe. Nou vat jy dit waarmee hy jou toegerus het en jy rus daai persoon toe. Sodat daai persoon 'n disipel van Jesus Christus kan word soos wat jy 'n disipel van Jesus. En op die einde van die dag, wanneer die wêreld na ons kyk, dan sê hulle, daar's Jesus, daar's Jesus, daar's Jesus, daar's Jesus. Want hulle sien hom in ons. The kingdom of God, en julle het baie van die koninkryk gehoor. Dis nie 'n passiewe koninkryk nie, mense. In die koninkryk van God gebeur dinge wat Jesus se werklikheid maak. Kan ek jou vanaand vra, tot watter mate getuig jy? Dankie Heilige Gees. Ek het 'n ou by my in die gemeente gehad, Freddie Gainsford, hy was my visievoorsitter. Freddie is oorlede, maar ek preek 'n boodskap oor vaderskap. Daar's 'n groot verskil tussen pa, ma, vader en moeder. Vat nie 'n spesiale man en vrou om 'n pa of 'n ma te. Enige man kan 'n pa wees, enige vrou kan 'n ma wees. Vat 'n spesiale man om 'n vader te word en 'n spesiale vrou om 'n moeder. Dis iets waar jy in groei. En 'n vriend kom na my toe, want hy was ook 'n treindrywer. Hy sê, Johan, hy was toe so 60 jaar. Hy sê, wat maak ek as ek al die jare net 'n pa was vir my kinders? Hy sê, my kinders is nou al getroud, hulle het hulle eie kinders. Ek sê, Freddie, is nooit te laat om te begin nie. Ek sê, jy gaan na jou kinders en jy vra jou kinders vergifnis. Ja, maar ek was net vir julle pa, ek was nie vir julle vader nie. Is nooit te laat om te begin in disipelskap nie. Is nooit te laat nie. Maar na vanaand sal jy nooit weer kan sê ek het nie geweet nie. Want ek het jou vertel. So ek vra jou vanaand, hoe lyk jou getuienis? Hoe getuig jy, tot watter mate? Ek kan vir julle vanaand sê, en dis nie omdat hy my broer is nie, maar ek kan dit ook sê omdat hy my biologiese broer is, maar ook my geestelike broer is. Waar ek en hy gaan, bedien hy. Hy getuig daar buitekant. Hy verwag nie van julle iets wat hy nie self doen nie. Hoe getuig jy? Hoe getuig ek? Met wie is jy op die huidige oomblik wat jou getuienis aan? Met wie is jy besig? Na geestelike, met niemand. Hoekom nie? Kan dit net wees omdat ons nie getuig nie. Van wie is jy besig om 'n disipel te maak op die oomblik? Sal nooit weer kan sê, het nie geweet nie. Jy sien, Jesus soek nie net kinders, hy soek disipelskap. Disipelskap. Mag God gee. Ek vra hierdie vraag. As God in ons gemeentes moet instap in persoon, wat sal hy van ons sê? Sal hy van ons op van die meeste gemeentes sê wat Juan Carlos Ortiz moes hoor? Jy is net die pa van 'n dagsorg. Of sal hy vir ons kan sê, Roderick, ek is trots op jou. Ek kan sien jy is besig om 'n disipel te maak. Leslie, ek is trots op jou oor hoe jy getuig en die wie jou getuienis aanneem. Is jy besig om te lei na geestelike volwassenheid, omdat jy dit wat jou pastoor jou mee toegerus het, in praktyk daar buitekant toe toepas. Jy is besig om van hulle disipels te maak. Maar wat gaan hy sê? Gaan hy sê, julle is net geestelike babas. Julle is net 'n dagsorg. Josef, wat gaan hy sê? Kry vir jou 'n plek. Gaan jou 5 minute gee, gaan ek afsluit. Kry vir jou 'n plek, net jy en God alleen. Hoe lyk jou getuienis?